In vandag se les gaan ons begin kyk na algebraïese taal. Nou ons gebruik algebraïese taal om algebraïese uitdrukkings te bou en te vereenvoudig. Dit is hoekom ons moet leer om algebraïese taal te gebruik. In algebraïese taal gaan ons nou van letters soos A, B, C of X of Y enige so lettertjie gebruik as 'n plekhouer van 'n onbekende getal of waarde. Ons gebruik hierdie plekhouers en enige uitdrukkingkie verder om 'n algebraïese uitdrukking te bou en te vereenvoudig. Ons wil nou algebraïese uitdrukkings skep. So wat is 'n algebraïese uitdrukking? 'n Algebraïese uitdrukking is 'n simboliese beskrywing van 'n stel berekeninge wat op verskillende waardes van 'n veranderlike uitgevoer kan word. Vir hierdie veranderlikes gebruik ons die plekhouers. Die plekhouers is dan, soos ons nou gesê het, letters soos A, B, C, X, Y ensovoorts. Kom ons kyk nou na 'n paar voorbeelde, dan sal julle agterkom wat dit behels om 'n algebraïese uitdrukking te bou. Die eerste opdragie sê vir ons nou byvoorbeeld die som van x en 3. Hier kan ek nou sien, hierdie xie is my veranderlike, want hy kan enige waardetjie nou aanneem. So ons praat van x as die veranderlike. Hierdie 3 wat ons nou bytel by x, is altyd 'n konstante, want 3 se waarde bly 3. Hy gaan nou nooit verander nie. So ons kan praat van 3 as ons konstante. Wanneer ons nou die algebraïese uitdrukking gaan neerskryf, gaan ons dit skryf as die som van x plus 3, waar hierdie xie is, soos ons gesê het, my veranderlike. So die x is die plekhouer en hierdie 3 is my konstante. Die som van beteken ek moet hulle plus. 'n Volgende opdragie is byvoorbeeld die verskil van x en y met die voorwaarde dat x groter is as y. Hierdie x en y is albei veranderlikes. Met ander woorde, hulle dien nou vir ons as plekhouers. As ons die verskil van x en y wil gaan skryf in algebraïese taal, wanneer x groter is as y, verskil is aftrek. Met ander woorde, ek moet y aftrek van x. As ons nou kyk na hierdie derde opdragie, die produk van x en y. X en y is weer eens twee veranderlikes. Met ander woorde, hulle kan enige waarde aanneem. Die produk van x en y beteken dit is x maal met y. Maar wanneer ons algebraïese uitdrukking skryf in ons algebraïese taal, kan ons maalteken wegvat, so ons skryf dit net as xy. Ons vierde opdragie sê vir ons moet die kwosiënt kry as 3 gedeel word deur x. Nou weer eens, hierdie driekie is my konstante. 3 se waarde verander nooit nie. Maar hierdie xie is my veranderlike. Met ander woorde, x hou die plek vir enige waarde waardeur ons 3 wil deel. As ons hierdie skryf in algebraïese taal, is die kwosiënt as 3 gedeel word deur x, word geskryf as 3 gedeel deur x, maar in my algebraïese taal sal ek dit skryf as 3 op x. Ons vyfde opdrag sê vir ons die getal x. So x is weer eens my veranderlike. Word vermenigvuldig met 6. 6 is ook 'n konstante, maar as ons hom vermenigvuldig, gaan 6 'n naam kry ook wat by hom pas. 3 is ook nog 'n konstante.
As ons nou hierdie in algebraïese taal gaan skryf, dan gaan ons as volg te werk. Dit sê vir ons die getal x vermenigvuldig met 6 en dan uit volgorde van bewerking moet ons eers maal en dan vermeerder met 3. Julle sal onthou aan die heel begin het ons kommutatiewe eienskap gedoen, so ons gaan hierdie twee omruil, want x maal 6 is dieselfde as 6 maal x. So ons kan hom skryf as 6 maal x plus 3. En as ons dit nou in ons algebraïese taal skryf, laat ons mos die maalteken weg. So ons het dan 6x plus 3. Nou in hierdie geval waar ons nou die 6 het wat voor die x staan, word sy naam genoem 'n koëffisiënt. So daai 6 sê hoeveel keer dit met x gemaal word. Ons praat van dit as 'n koëffisiënt. Ons x bly ons veranderlike. En die driekie bly ons konstante. A vermeerder met B is ons 6ste opdragie. A vermeerder met B. Onthou nou hierdie A en hierdie B is ook weer veranderlikes. Met ander woorde, hulle hou vir ons plek. As ons A moet vermeerder met B, dan beteken dit ons moet B by A tel. So ons algebraïese uitdrukking sal geskryf word as A plus B. As ons kyk na die vierkant van C, wat is die vierkant? Die vierkant kan ook die kwadraat wees. So as hulle praat van die vierkant of die kwadraat van C, dan het ons mos geleer is dit C maal met homself. Maar met ons eksponentwette kan ons dit nou net skryf as C tot die mag 2. Weereens is hierdie C'tjie 'n veranderlike, wat 'n plek hou vir 'n getalletjie wat ons later kan kry. 3 keer P is ons 8ste opdragie. P is weer eens soos wat ons kan sien 'n veranderlike. 3 keer P sê vir ons maal 3 met P. En onthou nou, hierdie 3 is ook weer 'n konstante. Enige getalletjie is altyd 'n konstante want hy verander nooit van sy waarde nie. 3 keer P en P is ook ons veranderlike. As ek dit nou mooi in die algebraïese taal skryf, het ons gesê kan ons mos nou ons vermenigvuldig teken wegvat, so ons skryf dit as 3P. Ons 9de opdragie sê vir ons trek y van die som van 5 en x af. Met ander woorde, ons het nou weer twee veranderlikes, ons x en ons y is ons veranderlikes. Ons 5 is ons konstante. Ons opdragie sê vir ons moet y aftrek van die som van x en 5 van 5 en x af. Met ander woorde, ons moet eers 5 en x bymekaar tel en dan moet ons y aftrek. Daarom gebruik ons nou in ons algebraïese uitdrukking hakies om vir ons mooi te sê wat ons heel eerste moet doen. Ons kan hierdie ook altyd skryf as x plus 5. Julle onthou dit uit ons kommutatiewe eienskap uit, dat ons dit kan skryf as x plus 5.
Ons skryf gewoonlik ons algebraïese uitdrukkings ook gebruik ons letters in alfabetiese volgorde en ons skryf gewoonlik ook ons letters eerste in die hakkie. As ons nou kyk na die volgende opdragie wat vir ons sê Chester is K jaar oud, kan ons weet ons K is nou weer ons veranderlike. Nou sê die volgende sinnetjie vir ons, William is 4 jaar ouer. So hierdie 4 weet ons is mos nou ons konstante. Nou vra die vraag vir ons, hoe oud is William? William gaan mos nou K plus 4 jaar oud wees. Opdrag 11 sê vir ons, trek die som van P en Q. So wat is die som van P en Q? Is mos nou P plus Q. Af van hulle produk. Met ander woorde, ons moet dit eers hulle produk uitwerk. Wat is hulle produk gaan wees? P maal met Q. En dan moet ons hulle som aftrek van P maal met Q af. As ons dit nou skryf in algebraïese taal, gaan ons nie ons maalteken skryf nie, so ons kan net skryf PQ, en dit wat ons aftrek, moet ons in hakkies sit, sodat ons met ons volgorde van berekening kan weet, wat die volgorde is wat ons moet werk. Ons laaste opdragie vra, verdeel X lemoene tussen A getal seuns. Hoeveel sal elkeen kry? Onthou nou hierdie X en ons A'kie is almal veranderlikes. Wanneer ons moet verdeel, beteken dit ons moet deel. So as ons dit moet skryf in algebraïese taal, sê dit ons moet X lemoene tussen A kinders indeel. So ons het eintlik X gedeel deur A. In ons algebraïese taal sal ons dit skryf as X op A. Kom ons kyk nou bietjie na vloeidiagramme en hoe ons hulle kan skryf as algebraïese uitdrukkings. As ons het P en hulle sê vir ons moet nou die P maal met 2. En die volgende stapie wat in die vloeidiagram volg, sê vir ons moet plus met 5. As ons dit as 'n algebraïese uitdrukking gaan skryf, gaan ons sien dit lees P maal 2 plus 5. Wanneer ons nou weer ons kommutatiewe eienskap onthou, kan ons dit skryf as 2 maal P plus 5. En my netjiese algebraïese uitdrukking is 2P plus 5, want ek skryf nie my maalteken in my algebraïese uitdrukking nie. My volgende vloeidiagrampie sê vir my, ek het X, ek moet van X af drie aftrek, en nadat ek 3 afgetrek het, dan moet ek daai antwoord gaan maal met 2. Ons moet baie seker maak dat ons hakkies mooi skryf, want ons gaan sê X minus 3 gaan ons dan moet maal met 2. Soos wat ek nou al gesê het met ons kommutatiewe eienskap, kan ons hulle omruil, so ek sal sê 2 maal met X minus 3, want dit gee vir my presies dieselfde antwoord en my mooi algebraïese uitdrukking met my algebraïese taal is 2 hakkie X minus 3. Die volgende vloeidiagrampie sê vir ons het A, dan moet ons by A 2 bytel. En nadat ons 2 bygetel het, moet ons weer 3 bytel. As ek dit gaan skryf in my algebraïese taal, dan gaan ek sien, dit is dus
a plus 2 plus 3. Ek kan my hakies wegvat, so ek het a plus 2 plus 3 en dit gee vir my 'n antwoord van a plus 5. By algebraïese taal is dit baie belangrik om jou volgorde van bewerking reg te onthou. Hier sê hulle vir my, ek het B, wat gaan ek eers doen? Ek gaan eers 2 by B tel. Nadat ek 2 by B getel het, moet ek die antwoord maal met 3. En daarna moet ek 5 aftrek. As ek dit gaan skryf in algebraïese taal, gaan ek eers B plus 2 uitwerk, daarna gaan ek dit maal met 3 en dan gaan ek 5 aftrek. Weer met behulp van my kommutatiewe eienskap gaan ek dit skryf as 3 maal met B plus 2 minus 5 en dit gee vir my 3 maal B plus 2 minus 5. Dit is dan my algebraïese uitdrukking, want ek kan my maal wegvat. My 5de opdragie sê vir my, ek het Y, ek moet hom maal met 3. Daarna moet ek 5 bytel. En daarna moet ek dit nog gaan deel deur 2. So, as ek hom gaan skryf in my algebraïese taal, dan gaan ek sien, ek het eers my hakkie, Y maal met 3. Dan moet ek 5 bytel, en daarna moet ek dit alles deel deur 2. As ek my uitdrukking vereenvoudig, dan gaan ek hê, in my hakkie het ek 3y plus 5, en dit moet ek nog deel deur 2. As ek hierdie nou gaan skryf in algebraïese taal, dan gaan ek hom kry dat hy lyk 3 plus 5 gedeel deur 2. En dit is my algebraïese uitdrukking. Nou kan ons bietjie gaan kyk daarna dat as ons 'n algebraïese uitdrukking het, hoe om hom as 'n vloeidiagram uit te druk. Met ander woorde, as ons algebraïese uitdrukking vir ons sê 4a minus 3, dan gaan ons vloeidiagrampie so lyk. Ons het a, wat ons met a moet doen is ons moet hom eers gaan maal met 4. En nadat ons hom gemaal het met 4, moet ons 3 gaan aftrek. Nog 'n voorbeeldjie. 2 en dan hakies P plus 5. As ons hom wil gaan skryf as 'n vloeidiagram, dan begin ons met ons veranderlike en ons sê, wat moet ons met P eers doen? Ons moet eers 5 by P tel, voordat ons die hele som nou kan gaan maal met 2. So daai algebraïese uitdrukking kan ons skryf as P, dan moet ons plus 5 en daarna maal met 2. Dit is tyd nou om hierdie lesie weer in te oefen, deur jou huiswerk mooi te voltooi.